wonderwerke vanoggend, Here, en vanoggend het ons gekom met 'n verwagting dat U 'n wonderwerk in ons lewe wil doen. Vanoggend het ons gekom met 'n verwagting dat iets wil verander, Here Jesus, en vanoggend is ek hier, Here, met 'n verwagting dat U vanoggend iemand 'n wonderwerk wil gee, Here Jesus. Ons moet dit net vat, ons moet dit net vanoggend klein vir onsself en sê, Here Jesus, ek glo, Here Jesus, ek staan op die woord, die beloftes dat U vir ons miracles en storie, ek glo vanoggend, Here, dat U die God van die onmoontlike is, Here Jesus. Ek glo dat net soos wat U al die dinge vir die mense in die Bybel wat ek van lees, Here, so kan U vir my doen, net soos wat ek van daai getuienis gehoor het, Here Jesus, waar 'n vrou kon loop wat nie kon loop nie, so of kon buig haar knie buig, Here, U kan dit doen, Here Jesus. We just need to believe. We just need to trust in You, Lord Jesus. Ons het die geloof van 'n mosterdsaadjie nodig om te kan doen wat die onmoontlike is. Ons kan vir 'n berg sê, werk in die see en hy sal op die see werk. Ek wil jou vanoggend vra, wil jy nie vanoggend vir sê, Here, sê, kom vat my, Here, ek het 'n miracle nodig, noem dit by die naam vanoggend voor God. Miskien wil jy vanoggend vir iemand intree wat 'n wonderwerk nodig het, doen dit, jy's meer as wel. God, moenie God beperk tot iemand moet hier wees, en God kan iemand enige plek in hierdie land en in die wêreld aanraak vanoggend, as jy intree vir hom. So ek kom vanoggend, Here, ek kom met 'n verwagting dat U wonderwerke wil doen, ek kom met 'n verwagting, Here, dat U vanoggend mense se lewens wil verander. Here, mense wat gesond wil word, Here, maak hulle gesond in die naam van Jesus. Ek spreek lewe, Here Jesus. Here, ek spreek lewe en lewe in oorvloed in hulle gesondheid, Here, in mense se finansies, in mense se gedagtes, Here, mense wat siek is, mense wat enigiets wat verkeerd is, Here, kom ek net vanoggend, Here, en ek spreek lewe, verhoudings wat U uitwerk, Here, ek spreek lewe in dit, Here Jesus, want U het mense met mekaar gesit vir 'n rede, Here Jesus, en ek kom net, Here, ek staan op die beloftes van God se woord vanoggend, Here, U sê wat U gedoen het, kan ons doen en nog groter dinge doen, Here Jesus, so ek staan op my woord vanoggend. God of miracles, Lord Jesus. There's no one like You, Jesus. Daar's geen ander God as U, Jesus. Yet we are so afraid to spend time with You. So we are so afraid to ask You to change our situations, Lord Jesus. Jesus, ek kom net vanoggend en ek vra, Here, raak elke persoon in die kerk aan vanoggend. Here, vat hulle gedagtes vanoggend vas, Here Jesus. Here, ek bid dat die krag van God vanoggend in mense sal werk, Here, dat U vanoggend dinge sal doen wat geen mens sal verstaan, Here Jesus. Because You are the God of miracles. Because You are the King of kings. You are the Lord of lords. You are the great I am, Here Jesus. Here U soveel wonderwerke gedoen in die Bybel, Here Jesus. Hoekom kan as ons dit net kan vat vir ons eie? Here, ek vat vanoggend en ek staan op die woord van God, Here. Niemand se lewe wil doen. Klein vanoggend, Vader, maak dit Jou eie. Sê vir God vanoggend, Here, ek het 'n wonderwerk nodig, Here Jesus. Dit wat ek verstaan nie, maar Here Jesus, U weet. Because You can. You're such an awesome God, and I just want to say thank You for Your miracles that is going to happen this morning. I just believe with everything in me that You want to do the miracles this morning. You want to set people free from addictions. You want to change lives for the better. Ek dank en ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek is baie emosioneel vanoggend, onstabiel, so as ek huil, sorry, vergewe my. Dit is, ek is net so passievol oor vanoggend, en ek het net so verwagting dat God iets wil kom doen. Ons kan nie, jy kan nie sê jy glo in God, en jy kan nie glo dat hy vir jou wonderwerk doen. En, nou, julle weet ons het donderdag aand Hemelvaart gevier, en ons het hier gekom met mekaar, en ons het gepreek, en terwyl ek so preek, het God 'n klomp goed aan my openbaar en gewys, en ek was actually scared en bang, en ek het gisteraand toe tog dat ek my vrou net so 'n bietjie indeel wat ek beleef het, en ek dink dit het
het dalk toe nou 'n bietjie weer laat dink en so, maar as jy nie 'n verwagting het dat God iets kan doen nie, gaan God niks doen nie. Dis is goed, ek bid, Here, maak my gesond, my verwagting nie. Jy counter dit nog voordat dit kon gebeur. Daai die vyand, ek het donderdag aan baie mooi ek het nie weer die preek gaan luister nie, maar ek het nogal baie op die tone getrap en gesê, weet jy wat, ons sê, ons is kinders van God, maar jy ons luister meer vir die vyand. Ons laat hy toe om ons te manipuleer, dat ons glo dat dit nie vir my en vir jou is. En ons moet ophou om die vyand 'n houvas op ons lewe te gee. Want wanneer ons die vyand 'n houvas op ons lewe gee, is wanneer ons toelaat dat God nie deur ons kan werk nie, dat God se wonderwerke wat hy vir ons instoor het, nie kan plaasvind nie, want ek en jy blok dit, omdat ons te bang is om te glo dat God vir my en vir jou 'n wonderwerk het. En wanneer ons by dit kan kom, dat ons kan besef, dat God se wonderwerk vir elke een van ons is, maak nie saak wat nie. Toe ek binne gevra, wie kort 'n wonderwerk? Toe sê hulle almal, ek het iets geraai. So hoekom kry jy dit nie? Hoekom vat jy dit nie? Hoekom staan jy nie op God se beloftes nie? Hoekom glo jy dit nie vir jouself nie? En toe ek bietjie rustig raak in, ons het 'n verskriklike avontuur, rustige naweek gehad. Wat ek julle nou van sal vertel, maar voordat ek by die avontuur kom, wil ek julle vertel dat ek besef het, weet jy wat is ons te bang om te doen? Ons is te bang om vir iemand van ons getuienis te vertel. As Pastor Duif of Pastor Petrus, nou dis nou ek, by the way, vir julle vra, het jy 'n getuienis? Hy moet my nie raak sien vandag. Hy moet nie weet dat daar iets in my lewe goeds gebeur het nie. Ek kan dit nie share nie. So eintlik sê vir God, Here, ek is skaam vir wat jy vir my gedoen het. Net so baie beide by gesê. Jy moet opgewonde wees oor wat God vir jou gedoen het. En dan moet jy dit met liefde kan kom oordra en vir mense vertel van hoe amazing hierdie God is wat jy doen. Want as jy dit vir jouself hou, God het nie die wonderwerk vir jou gegee. Hy het hom vir jou gegee, maar hy het hom gegee sodat jy kan share met die wêreld. Want daar's dalk iemand anders daar buite wat nodig het om te hoor dat God nog 'n God van wonderwerke is. En die enigste manier hoe dit gebeur is as ek en jy ons mond oopmaak sodat die res van die wêreld kan hoor daar is 'n wonderwerk in jou lewe. Weet jy wat se beste? Ek weet vir die helfte van die goedmoedigheid wat in mense se lewens gebeur, maar dit is dalk ook goed so vir hom, né? Maar partykeer, né, ek hou van wonderwerke. Ek hou daarvan om te hoor dat God iets goeds gedoen het. Want weet jy wat, dit stig my weer. Dit gee my weer moed. Okay? So, nou ek gaan vir julle my en my vrou en my 2 seuns se storie vinnig vertel, so kortlik as wat ek kan. Want dit is 'n miracle dat ek hier is vanoggend, dat ek vir die woord kan doen. Okay? So, ons oudste seun is 'n rugby fanatic en ons moet gister menu toe gaan, né? Dis presies kos. Ja, ek kan nie ooit die skool is. Ek raak net op die mekaar. Soos 'n pad menu toe. So, kom ek net gou rewind na Vrydag toe. So Vrydagmiddag, ons het al vir die afgelope 2 weke 2 slow punchers op ons wiele. Okay? So, maar ek is te besig, of dis my verskoning, om hulle te fix. Okay? So Vrydagmiddag, toe sê ek vir Antoinette, voordat ons die lang pad aanpak, dalk moet ons nou, want ons moet nou vir kinders wag en daar ophaal, gaan haal en alles, kom ons gaan fix dit maar. Nou kom ons daar, en hy fix vir my die een tyre, hy kry die vinnigte fout, en hy fix hom vir my, en die ander sukkel, en hy sukkel, maar eventually kry hy die gat. Maar dit is tot 'n baie moeilike plek, maar hy sê toe, maar ek weet nie, want nou het ek nog 'n klein dogtertjie wat my besig hou en entertain in 'n winkel. Okay, so ek is daar in 'n winkel, en Antoinette sit in die kar, en sy hoor hoe hy sit, want nou het ons ook nie 'n spaarwiel wat binne die kar is, okay, maar ons het 'n spaarwiel by die huis by die huis. Okay, so, net by the way. Okay, so nog 'n side. So, maar nou het ons dit alles gefix. Maar nou hoor ek nie daar Antoinette sê vir my,
Maar eintlik het die ou gesê, daar is dalk 'n moontlikheid dat die wiel nie gaan hou nie. Miskien dalk dit nie oor nie. Okay, so, in elk geval, so gisteroggend, kom ek by die kar en kyk so vinnig, gooi die spaarwiel in die kar, staan die tog, en gooi die spaarwiel in die kar, en daar ry ons. Ons is op pad Nenlo toe. En ek trap onder, ek trap die petrol. Want, my vrou, soos julle weet hierdie breinstorie, so ek probeer 'n paar, ten minste 2 keer wil ek stop, voordat ons daar kom, en soos gewoonlik is ons laat, okay? So nou trap ek, dat die spoegspad, okay? So ek ry soos in, ouma, maak geoor toe, tussen 140 tot 150 op die highway, okay? So die mense het eintlik al langer uitgeklik, okay, want hy het 120 uitgeklik. Maar nou ry ek, né? Dis ek is traumaties, né? En ons ry. En terwyl ons ry, ek weet nie hoe kom begin ek dit. Ek sê Here asseblief, hou ons net veilig vandag. Laat ons net veilig in Pretoria inkom of daar by Nenlo, dat Edward kan goeie rugby speel, maar beskerm, ek begin vir my vrou bid, ek begin vir my, terwyl ek ry. En ek hou my vrou top. Maar nou kan ek sien, nou, jy weet, jy ken mos jou vrou. Nou weet ek dat, sy begin ook, en ek sien sy begin ook so half hier onderlangs bid, maar sy wil nie iets sê nie, want sy sien hoe vinnig ek ry nie. So nou, maar sy bid. En ons jaag, soos ek sê, ek jaag, want ek wil ten minste 2 keer kan stop. Okay? En ons ry, en die next moment voel ek net my kar verloor krag. En ek begin so moedeloos raak. Maar nou wil ek niks sê nie, ek trap die petrol onder my voet, dit help nie, die kar wil nie ry nie, die kar verloor krag. Ja toch, is toch nou vraag sy wat nou fout met die kar, met die bakkie. Maar ek trap, niks gebeur nie. En ek begin al hoe stadiger ry. Dis letterlik asof iets gebeur, maar die kar hou aan, hoe harder ek trap, hoe harder stadiger ry die kar. Nou kyk ek, my vrou kyk so uit by die speeltjie, in the next moment, kom daai wiel af. Ja. En nou ry ek, goeie 2 kilometers nog met my karretjie, op sy wieltjie, wat die is nie, wat raai vat? Ek het die spelle van die spaarwieltjies. Maar ek ry, en ek stop, en ek kyk so vir die wiel toe ek uitklip, en daar is niks. Jy kan ook kyk, hy daar achter my bakkie, daar is nie veel nie. En ek besef hoe die Here ons beskerm het. Want ons is veronderstel om dood te wees. Want almal wat daai wiel sien, sê vir my, selfs 'n ou wat 'n taai expert is, daar is geen manier dat jy veronderstel is om te lewe nie. Jy kan ons veronderstel om te rol. So ja, God is groot en amazing. En weet julle wat? Net om die storie nog interessanter te maak. Toe kom ons nou ry ek. Nou vra ek vir, waar is die laaste garage? Want ek moet so gou as wat ek gestop kry, weet ek, mens kan nie eintlik so met die kar ry nie. En daar wil GPS nie werk op die selfone nie. Daarom gee ek my foon en my vrou kry dit reg. Sy sê jy moet die voor in draai. Daar, dit is op, wat is die plekstraat? Antistraat. Brackendams. Ja, Brackendams. Dus ry daar af, draai regs op in die straatjie, kom by die garage, ek staan, ek is veilig, dankie liewe Jesus, ek sê net daar, dankie. Klim uit, soos ek sê, ek het nie 'n wheelspanner nie. Ek het 'n spaarwiel, maar geen wheelspanner, en ek draai, ek kry dit nie oor, ek verwerk nie. En ons stop by die garage, maar dit is soos letterlik hier's 'n garage, en 500 meter is nog 'n garage. Ek sê vir Antoinette, okay liefie, gaan jy gaan kyk vir die spaarwiel kan uitkry nou, gaan jy vir ons uitvind of hulle dalk vir ons 'n wheelspanner het. Gaan in, sy kom, sy skree haar kop. Ek is soos regtig. Nou kyk ek sê van, kan ons gaan kyk, maar nou Edward is besig om te paniek, hy is besig met die
die spanne gaan al begin bel en alles. Ek sê vir haar, okay, wat? Is daar nog een? Ja, net 500 meter boontoe. Hier gaan ek net, ja, ons is hier op ons hardloop, okay, ek loop vinnig my hardloop, okay. Hy kom daar is daar so 'n kwaai tannie. En guess what? Daar's 'n wielspanner. Maar die tannie wil hom nie eers vir my gee nie. En ek sê, tannie, asseblief, ek sal hom vir jou terugbring, ek beloof. Nee, okay. Eventually kry ek die tannie om toe nou vir my die wielspanner terug te gee. Of te gee. Ek gaan nou loop ek weer terug, uitpad terug, onder toe. Hy wil nie werk nie. Ek is soos regtig, Petrus. Edwan freak uit. Antoinette lag hysteries. Edrich gaan kruip in 'n hoekie weg. En ek weet nog net ek lag huil wat ek toe nie. Maar ek besluit toe wel lag is ek nou maar die volgende opsie, beste opsie. Ek hou nou maar lag. En nadat ek weer terug boontoe. Van nou hardloop ons sy tyd het ons kry. Intussen het ons 'n sekuriteitsman, hy wil help, niks werk. Kom daar bo. En weet julle wat so amazing? Die mense daar bo by die garage is eintlik 'n garage wat tyres fiets. Kon ek nie tot daar gekom het in die eerste plek of kon hulle nie net ongeruil gewees het nie? Nee, hulle sal die verste een wees, maar kyk. So, ek kom daar bo, die ouens nog nie daar wat tyres fiets. Maar nou het ek al alles. Ek het al almal gebel, ek het al die hele break and downs omtrent om my te help, maar niks help nie. En eventually kom die ou daar aan wat die plek het. Hy kom, tussen het my vrou 'n Uber getel. Okay? Want hulle moet nou by die rugby kom en die span begin al mal bel, hulle soek vir Edwan. En nou dink ek, julle, ek het al soveel stories oor Ubers gehoor. Ek hoop my vrou kom veilig daar in, want nou word sy geabduct. Gelukkig is daar 2 seuns wat haar kan beskerm, maar ek gaan nogal hartseer wees as my vrou weg, so ek het dalk nog deel van my kinders gedoen. Maar ek weet nie hoor. Let's go. Ja, ek spaar vir my kinders. Weet jy wat? En eintlik wat hoekom ek vir julle hele amazing storie vertel. En toe, ja, op die kersie op die koek tussen. Intussen het Uber gekom. Edwan kry sy net Uber. Hy's 4 minute weg, hy's 3 minute weg, hy's 2 minute weg, hy's 1 minute. Hier is hy! Okay, hy is hierso. Daar gaan hulle is weg. Petrus besluit hy wil gou 'n draaitjie gaan loop. Terwyl hy sukkel om die wielgebied te kry. Ek wil die kar sluit. Wie het die sleutels? Nie Petrus nie, maar toe het die sleutels. Okay. So. My vrou is al halfpad op pad. Pretoria toe, weet jy toe. Hallo. Ag my liefie, het jy per ongeluk die sleutel? Ag my man, ja, ek het hom. Ek is so fantasties, dat mens nie met ons my sleutel. Okay. En toe, die Uber was so gaaf geweest. Hy het die sleutel vir my teruggeoepen. En weet jy wat nog beter? Hy het eers ons gecharge om terug te bring vir my. So ja, dit was ons Saterdagoggend en ek het julle nou wat dag, maar eintlik wat ek vir julle wil vertel het is dat God se wonderwerke kan gebeur. En ek en my vrou en my 2 seuns is altyd veronderstel, of al 4 veronderstel, sien ek nie eens verskillend doen nie, is veronderstel om nie hier te wees. Maar God kan 'n wonderwerk doen. En dis hoekom ek vir julle vertel van die wonderwerk. Nou gaan ek vir julle uit die Bybel uit op wonderwerke vertel, want dit is die beste wonderwerke wat daar is. En ons lees in Johannes 21. Het julle julle Bybels gebring? Ek het so rukkie terug ons 'n opdrag gegee, bring jou Bybel saam. Sal nie na die kyk wat die Bybel sê nie. Kyk aan die tyd. Okay, so Johannes 21. Ek sien ek en Pastor Dave hou van Johannes die laaste 2 weke, want hy het verlede week Johannes en ek is hierdie week in Johannes. So Johannes 21 vers 1 begin soos volg. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathanael, van Kana in Galilea, die seun van Zebedeus, en nog 2 ander disippels was daar saam.
Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan vis vang, ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skei geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi dan die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disippels vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boelhy was kaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skytjie gekom en net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat hy die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en sê, en net so op die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy aan die dood opgewek is. So hoekom vertel ek vir jou hierdie storie? Hoeveel keer in jou lewe wil jy opgee? Hoeveel keer is jy Petrus wat op die skipie is, en jy wil opgee, want jy dink dat dit nie vir jou is nie? Reg? Partykeer dink jy net, dis nie, God wil nie vir my iets doen. Hoekom sal God nou vir my iets in my lewe wil verander? Ek bid dan nou al so lank, en dit het nog nie gebeur nie. En toe ek nou hierdie hele preek voorberei, sit ek nou en ek sê van, toe net so uit die blink, ek sê van, Petrus was ook maar in die eerste plek lekker stupid. Want hy het nie dadelik geweet dat dit God is wat met hom praat, of die Here is wat Jesus wat met hom praat. En nou, hoor hy net, en hierdie man sê vir hom, gooi jou nette aan die regterkant uit. Okay? En hy gooi die net uit. Nou, as dit nou ek was, want hierdie Petrus redeneer oor alles, so ek het nou vir hom gevra, nou wie dink jy is jy, dat jy vir my kan vertel, dat ek die skipie, of die net aan die ander kant moet uitgooi. Ja? En dis hoe ons ook is met God. Ons wil met God redeneer oor hoekom hy vir ons baie keer 'n opdrag gee, wat ons nie wil doen. Want ons hou nie van al opdragte nie. Ons wil ons selektiewe opdragte uitvoer. Ek sien dat jy sorry weet presies waarvan ek praat. Jy het hierdie idee van jy moet iets gaan doen, of God gee jou 'n opdrag, en dan dink jy, maar hoekom moet ek nou vir daai een gaan bid? Weet, liewe Jesus, hier binne in my, hoe ek oor daai spesifieke persoon voel. Ja, hy weet, en God het 'n sin vir humor, hy het, en daarom vra hy vir, bid vir daai ene wat jy nie voor wil bid nie, want dit gaan jou goed doen om vir daai een te bid. Maar ons stry met God. Nou, hier's 'n man, Petrus, wat uit die bloute uit, hy's moeg, hy het nou die hele aand probeer visvang, hy het niks gevang nie. En hier kom hy, en hierdie vreemde man, eintlik, want hy het nie dadelik herken nie, sê vir hom, nou gooi jou net aan die ander kant uit, en jy gaan vang. Regtig? Het hy nie gesien, ek het die hele aand gevang nie, ek het niks gevang nie, ek het nie reg gekom nie, dis hoekom ek my skipie oppak en terugkom, kant toe. En dis hoe ons is, ons wil ons skipie by mekaar maak en daar gat ons. Ons wil hom nou gaan anker. Hy moet nou rus. Ons wil rus. Weet jy, wanneer het ek al die beste goed beleef? Wanneer ek moeg is wanneer God my die meeste gedraai. Wanneer ek nie meer wil nie,
wanneer ek rebels raak en tantrums gooi soos 'n tipiese tienerseun, is wanneer God my wil gebruik en my toelaat om iets te laat gebeur. So die volgende keer, wanneer jy tiener en rebels is, en jy weet jy moet vir iemand bid, of iets doen, wat jy nie van hou nie, want jy hou nie eintlik van die persoon nie, doen dit nie. Want jy gaan. Die Heilige Gees praat dan nou met jou. En, net so, 'n side note, net gou by die kant, die Bybel sê, daar's net een sonde wat Jesus nie eintlik wil vergewe nie, dis is 'n sonde teen die Heilige Gees, is dit reg, Pastor Dave? So, nou, sê die Heilige Gees eintlik vir jou nie, God praat deur die Heilige Gees met jou, en sê, gaan doen iets, en nou wil jy dit nie doen nie, want jy is ons nou te goed daarvoor. Of jy is nou kwaad vir daai een. Leer die Bybel ons nie, ons is veronderstel om vir almal lief te wees nie. Leer die Bybel ons nie, ons is veronderstel om vir almal te bid nie. Die Bybel sê, leer bid vir jou vyande. Het jy gehoor? Bid vir jou vyande. Daai ene wat jou so kwaad maak. OK, dit sal goed gaan met jou ook. So, ek het nou hierdie hele prentjie van, hou net nog 'n bietjie aan. Dit is wat Petrus gedoen het. Ten spyte van die feit dat hy moeg was, afgemat was, opgegee wou gee, het hy net nog een keer, toe daai man gegaan het hy gesê, OK, of, OK, Job en Jef, ek sal dit doen. En later het hy besef, dis God, en ek dink net, hoe stupid sou hy gevoel het as hy dit nie gedoen het. As hy God se stem eintlik nie gehoor het. Hy sou teleurgesteld gewees het. Want nou, onthou net, hierdie selfde mal Petrus in die Bybel, is die ou wat die oor afgekap het, is die selfde ou wat Jesus 3 keer verloon het. Jesus het nooit verloon nie. Ja. Wat moet ek al daai handjie 3 keer kry, dan gaan jy my hoor. En pragtig daar soos patats. Toe verloon hy vir hom. So ek en jy moet ons stem. Ons moet so ingestel wees op God, dat wanneer hy vir ons vra om iets te doen, sal ons dit doen ten spyte van die feit hoe ons voel daaroor. Want as ons onsself kan kry om te doen wat God wil hê ons moet doen, gaan hy vir ons 'n blessing instoor. Gaan hy dalk vir jou 'n miracle instoor. Want as jy nou mooi daaroor gedink, toe Petrus op moeg stadium was, en nie lus was, dink ek eintlik, om die net uit te gooi nie. Maar nou het hy hierdie man wat vertel, gooi die net uit, gooi hy die net uit, en let wel, hy vang, hulle noem hulle by die getal, 153 groot visies, okay? En daai 153 groot visse was veronderstel, en net 'n side note vir ons, en die net het nie geskeur nie, net om te vertel, eintlik was die net veronderstel om te skeer, net so kan God iets doen, as jy hom toelaat om iets te verander in jou lewe. As jy gehoorsaam is aan wat God jou sê, sal die onmoontlike weer moontlik wees. Maar ons is te bang om uit die skip uit te klim. Ons is te bang om te luister wat sy opdrag God vir ons gee, want as hy vir my 'n opdrag gee, beteken dit ek moet iets gaan doen of nie. En ek moet tog nie doen. Dis soos, nou, ek weet nie kom dink hier aan. Jy wil graag iets vir God doen. Reg? Nikita, wil jy iets vir die Here doen? Karin, wil jy iets vir die Here doen? Ek is baie bly, die mense wat iets vir die Here wil doen. Ok, nou, die Here wil hê jy moet iets vir iemand doen. Maar jy is nie lus nie, want dis nie wat jy wil gedoen het. Jy het hierdie idee gehad van hoe ek daar ou gaan. En God het 'n ander idee. Want onthou nou net, God weet wat daai persoon nodig het. Ek en jy dink ons weet. En dan is die blessing nie daar soos wat ons het gehad het. Want ons het nie gehoorsaam gewees aan wat God gesê het.
Yes. En die begroting. Wat ek wil sê. Jy mag. So, ek het ouer geword, ek werk met kinders. En ek het dit bietjie met haar verloor. Sy het aanhou goed sien by haar kind wat nie daar is nie. En dit is 'n verskriklike, dierbare, oulike, intelligente dogtertjie, maar sy pas net nie in die boksie wat haar ma wil sit nie. En so het ek uitgegaan om terugvoer te gee en toe sy kom, toe sê sy vir my, mamma, sy het nou nuwe iets gaan Google wat sy nou dink wel kind moet gee. En dit is glad nie dit nie, maar en ek het nie soos ek moes nie en nie terapeuties hanteer nie. En die aand op die huis kom, toe sê ek vir almal in die huis, ek het 'n gefout gemaak. Ek moes nie dit gesê het wat ek gesê het nie, ek moes nie gedoen het wat ek gedoen het nie, maar en ek het nog 'n kursus gehad en daar uit toe maak ek eers klaar. En die hele aand slaap ek nie en ek weet en ek sê vir Here, hoe gaan ek hierdie regmaak? En Here sê jy kan dit maar nie negatiewe saad nie opkom nie, maar ek het nie 'n plan nie. Gewoonlik ek kan dit gaan doen. En ek kan dit ook vinnig justify om te sê hierdie dit is eintlik ma se fout nie eintlik die kind nie. Verstaan, maar ek het nie dit gesê. En ek sê toe maar dit is nie die plan nie. En daai aand laat ek het die volgende oggend vroeg WhatsApp gegaan en vra vir wil sy nie my kan sien. En klaar, met ander woorde, sy het ook nie geslaap nie. Antwoord sy, ja, dit sal my baie goed wees. En daai oggend toe sy inkom, is die eerste ding wat ek vir haar sê is, ek wil net vir sy ek is verskriklik jammer vir wat ek reageer. Want ek besef, ek het reageer, maar ek kan nie dit regverdig nie, maar en toe vertel sy eintlik vir my waar haar vrees en emosie vandaan kom. En as daai situasie nie gebeur het, sou ek hulle eventueel ontslaan het, want ek sou moeg geraak het vir die ma. En gedink die kind is okay, maar op die ou ende is sy eintlik die een wat die hulp gaan nodig het en wat die verhouding, want hulle is twee totaal verskillende persone. Daai dogtertjie het eintlik hom so nodig vir die regte verhouding. Was dit my prentjie? Nee. Was dit wat ek wou gedoen het? Definitief nie. Die blessing wat daar uitgekom het, daarna, amazing. En al wat sy my, want ek het actually vir haar nommer voortgestuur, en toe ek het verkeerd hanteer het, en ek dink sy eerder op ek verstaan. En eintlik gaan hierdie dogtertjie nie nog 'n skryf kan doen, want sy hou nie van verandering, sy is nie goed met verandering. So dit sou eintlik die hele verhouding skade gelei, maar dit kon makliker gewees het, en eintlik baie mediese goed waar agter kan wegkryp om te sê, ons jou nie, daar's wat conflict of interest, daar's baie goed wat ek kan sê, maar dit sou nie uitgekom het soos wat dit moes. En dit is ook maklik want hulle is nie in die kerk nie, so ek sou nie hoefde gesien het, dis was dan kerk gekom het. Maar dit is nogal erg as jy weet ontslaan en hulle sê ek nie, dis hulle elke Sondag by die kerk, maar ja, so ek moet sê, so dit sou eintlik baie maklik om te sê, maar die aanpassing wat gebeur het, so die feit dat jy my gevra het was eintlik, en dit wat die Here daaruit gedoen het, dit was die ek nie, en dit is definitief wat ek wou gedoen het nie, maar ek dink vorentoe, die pad wat hulle twee gestap en die restoration wat in hulle verhouding gaan in dat is fijn, dit is nog een getuienis. Oké, so, wat wil ek vir jou vanoggend sê? Weet jy wat, ons moet fokus op wat God se wil. En hy het 'n plan. En hy wil partykeer jy moet nog 'n bietjie ander. Onthou nou net. Hoeveel? Jy as ouer, kom ons gaan nou terapeuties gaan, okay? Ek like dit baie. Kom ons vat dit jy as 'n ouer. As jou kind na jou partykeer na jou toe kom en vir jou vra, kan ek iets doen? En jy wil nie hê hulle moet doen nie. Wat doen jy? Jy stop. Jy dink aan allerlei idees uit om nie daai en dis wat God op ek sê nie God wil dit so met ons doen. Hy beskerm ons partykeer, maar dis nie want dit is hy weet dat ons kan seer kry of daar gaan iets gebeur wat nie moet gebeur nie. Okay? Maar God is 'n God van wonderwerke. En God wil jou
en my seun. Hy sê dit in sy woord. Hy wil ons gebruik. So ek en jy is veronderstel om te gaan en wonderwerke te laat gebeur. Okay. Nou, wil ek julle 3 mense gaan gebruik uit die Bybel, kort, om vir hierdie situasie te kry. So, Jona het God uit die vis uitgehaal, is reg? Of is dit Daniël wat uit die vis uitgehaal? Jona het uit die vis uitgehaal, okay. En hy het vir Daniël lewendig uit die leeukuil uitgekom, is ek reg? En hy het Lazarus uit die dood uitgestap staan. Okay? Maar hoor gou hierdie. Ek wil vir julle elke een gaan ek vir jou kortliks 'n vers gee. Hoor julle my nie? Hoor julle my nou? Luister. Ek het die verkeerde kant toe gedruk, sorry. Okay, sorry. So Jona 2 vers 10. Luister net hierdie amazing woorde. Toe beveel die Here die vis en hy vir Jona op die vaste land uitgespoeg. Okay? So hy spoeg uit, want hy kom beveel. Daniël 6 vers 23 sê, my God het sy engele gestuur om die bekke van die leeu's toe te maak, te sluit, sodat hulle my niks kan aandoen. Okay, Daniël 6 vers 23. Johannes 11 vers 43 sê, nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus kom uit, moenie bekommer wees nie, jy sal uit jou situasie kom met die hulp van God. Ek en jy sal uit ons situasie waar ons onsself baie keer vind, uitkom, as ons God vertrou. So wie van jou het weer het 'n situasie vanoggend? Ons almal wat julle almal het gesê het 'n wonderwerk. So daai situasie waar jy jouself vind, God wil jou daar uithaal. Net soos hy vir Jona uit die vis uitgehaal het, Daniël uit die leeukuil uitgered het en Lazarus uit die dood uitgetrek staan. So iets selfs dit wat dood is kan God lewendig maak. Okay? En dis wat ons baie keer vergeet. Dis die krag wat daar in God is. En soos ek net nou gesê het, God sê vir my en vir jou, of Jesus sê vir ons, ek gaan terug na die Vader toe. Maar dit wat jy gaan kan doen, is groot, is nie, jy gaan dieselfde kan doen as ek, en nog groter dinge kan doen. Okay? Nou, hoe kan ons groter dinge doen, as ons nie glo nie, as ons nie vertrou nie? So dit is belangrik, dat ek en jy verstaan, dat God 'n wonderwerk in jou lewe wil doen. Maar jy, wat die persoon is, wat dit moet kry, moet daarin glo. Okay? Net so, Jona wat in die vis was, het gaan salt in die vis, okay? Hy het gaan, Here vergewe my, ek het droog gemaak en al daai goeders. So partykeer moet jy dalk na die God toe kom en sê, Here, vergewe my dat ek droog gemaak het, en dan sal God dalk vir jou die deur oop. Partykeer moet jy kom tot vergifnis, jy moet kom erken, jy het 'n fout gemaak. Maar ek en jy is ons mense, ons moet nie vir ander mense vertel ek het 'n fout gemaak. Kyk, ek hou nie daarvan om iemand te vertel ek maak 'n fout. Ek is te trots. Okay? Maar jy kan 'n fout maak. Doen jy nie partykeer self? Partykeer is dit maklik om vir iemand te vertel. Maar vir sekere mense wil jy kon nou net soos met daai situasie. Sy kon net heeltemal gesê, ek kan nou sit ontslaaf vir my. Yes. But I believe that God worked with her so that she can change, so because she knew she was wrong. So sy kon erken, sy het 'n fout gemaak. En net so moet ek en jy, ons moet, soos Jona, in die visie kom, en partykeer voel jy asof jy in die vis is, okay? En jy word ingesluk, die wêreld sluk ons baie keer in. En dis die vis in die situasie. Okay? Dan, baie keer is jy soos Daniël in die leeukuil. Jy glo dat God die monde sal toehou van die vyand. Okay? Nou, julle weet ons, die vyand hou daarvan om stories te vertel. En dan ruk hy dit uit verband uit. En niemand sal ooit vir jou die storie vra nie. Hulle vra net, hulle maak hulle eie afleidings. En dan baie keer vrot ons soos Lazarus. Daar is nie hoop nie, maar ek wil vanoggend vir jou sê, as God vir Lazarus uit die dood uit kan ontwik staan, kan hy jou uit jou doodsituasie kom. So as jy vanoggend hier sit, begin dit by jou. Dis nie ek nie, dis nie die ou nie, ons jou nie, dis jy en jy alleen
wat kan besluit of God vir jou 'n wonderwerk kan veroorsaak. God kan dit nie doen. Ek en my vrou het gisterand so lekker gesels. Toe ons weer sien toe sit namiddag. En ons het net gesê, hoe gaan ons mindsets verander oor sekere goeders in ons lewe? Ek was nogal 'n ou, my vrou, dit is wat sy altyd vir my sê, dit is hoekom ek so lief was vir jou. Jy het 'n kinderlike geloof gehad. Wat deesdae waar is dis weg. Ek stres nog voordat die stres kan wees. Stres ek al om te stres sodat daar kan stres wees. Okay? Verstaan jy? Dis hoe stres ek oor die stres in die situasie. En ek wil nie daar wees nie, want dis nie wie ek is nie. Ek is daai een wat sal mal wees en net inhardloop in die storie in en glo, God gaan vir my, as ek gaan volgende hier so iets doen, dan gaan hy dit doen, want dis wie hy is. Maar die vyand kom vertel vir jou, en dis kom ek vir julle vertel, ons is so geneig om na die vyand te luister, want ons hou ons daarvan om vir iemand te luister, ons wil nie na God luister. Ek glo in God, hy is 'n God van wonderwerke. Maar waar is jou wonderwerk? Hoekom bly jy stil as daar 'n wonderwerk in jou lewe gebeur? Want ons moet weet dat dit lewe gebeur. God wil so graag vir die wêreld wys wie hy is. En ons is in hierdie eindtye waar ek sê vir Antoinette, weet jy wat? Daar gaan ek dink ek het nou ook gesê toe ons gebid het. Ons gaan eider almal, of jy gaan eintlik glo, of jy gaan nie glo nie, okay? So, en die Bybel sê vir ons, daar gaan meer dinge gebeur in die eindtyd. Daar gaan goeie wonderwerke gebeur, en jy gaan die goed sien, maar as ons nie daarvan hoor nie, en ek bedoel nie, jy hoef vir my die hele tyd jou, maar as ons dit nie vir die wêreld gaan vertel, nie gaan die wêreld nie weet, dat God so groot en amazing is nie. So hou op om dit net vir jouself te. Vertel vir iemand. God kan die onmoontlike doen. En ek kan jou waardig, ek nie gesê, glo jy dit? Ek gesê, ja, maar jy ben nie vir my. So moet my lief. Sorry. Dis die waarheid. God wil vir jou 'n wonderwerk doen. God wil jou lewe verander, maar hy kan nie jou lewe verander as jy nie gaan toelaat nie. Weet julle wat doen ons met God? Jy sê nie eers iets nie. Wag, moet ons sê. Ons het God in 'n klein boksie. En God, bly jy daar, en wanneer ek jou nodig het, dan gaan ek jou uithaal. Dan maak ek nie deur te, okay, jy weet, skool gaan saam met ek nodig het jy saam met my staan. Verder, ag nee, jy sê, ek is vandag, kom ons sit jou weer. Nie vandag. God kan nie so werk nie. Onthou, net vir ingeval jy vergeet het, God is 'n gentleman. Hy gaan homself nie op jou aftoon. So nou hoor jy vir Pastor Petrus en vir Pastor Duif, preek hulle harte uit die voor en ons gaan mal. En ons kry hom net so voor dat jy moet, yes! En ons stap jy so uit en ons sê, okay, ek weet nie of vir my gaan wees in elk geval nie, maar kom ek gaan staan my daarvoor en ek hoop vir die beste. Jy kan nie hoop vir die beste, jy moet glo vir die beste. Andersins, jy wil goed daar sit. God hou nie van daar wees. Hy hou van by te wees. God wil saam met jou die pad stap. As hy saam met jou die pad kan stap, kan nou dit gebeur. So miskien moet jy hierdie week iewers jou innerlike kind gaan vind. 'n Kind glo nie. Ek kyk na Melanie, ek gaan haar nou so voorbeeld vat. As sy bang is, soek sy haar pa.
Maar sy weet nie dat ek ook te lyk gemaak is. So weet jy wat? Maar sy geglo, papa gaan my veilig hou. Ek gaan nou 'n goeie voorbeeld van donderdag aand, is ons hier by die, of nou eintlik maandag aand, skies, dit was maandag aand, het ons by die bid en, maar hulle besluit hulle gaan so 'n worship oefen. En vir een of ander rede is Melanie, en ek bedoel dit nou die hele keer oom Jacques, wil sy nie nou oom Jacques toe gaan. Maar en as oom Jacques naby kom, dan hardloop sy na my toe. En ek het myself, jy wil ek vir jou sê, jy is toch met oom Jacques! Hy gaan net, en hy sê, weg! En dit is kinderlike geloof, en dis wat bedoel. Weet jy wat, maak nie saak die giant vir jou. God is by jou, God kan die giants vries. David het nie die giant gaan vries op sy eie nie, hy het dit met God aan sy kant het hy die giant gaan vries. En ons moet die giant kan gaan vries, want God is by ons. So, jy kan nie jouself dink jy kan die giant vries, maar jy het nie God in jou kant. So, hou op God eerstens in 'n boksie sit. Tweedens, vertrou soos 'n kind. En luister na God se stem. So, hierdie week, bid vir iemand, wat jy nie voor wil bid. Kyk wat God hierdie week moet doen. Jy het 'n wonderwerk nodig. God kan slegs die wonderwerk laat gebeur, as jy God toelaat. As jy gaan glo. En ek het hierdie week met hierdie geloof van 'n kind en geloof so groot so mosterdsaadjie, en kyk na mosterdsaadjie, hy is so klein. En God sê, as ek daai geloof het, kan ek vir die persie werk organiseer. En ek keer my geloof is daar gehad nie, want ek kan nie dit doen. Kom terug dat jy glo soos 'n kind, en glo dat God iets kan doen en 'n wonderwerk vir jou wil doen. Ons moet kan getuig van die wonderwerke wat God besig is om te doen in ons dorp, in ons land, onder ons mense, onder ons families. Net soos wat ek en my vrou en my kinders nie veronderstel is om hier te wees nie. Is ons hier. En weet jy wat, ek kon in daai oomblik tot hoor bid, kon ek ongehoorsaam gewees het en ek kon dit net gelos het. Here, nou nie, ek is besig om te bestuur. Wat dan? My krag van gebed, glo ek, met alles in my en my familie beskerm, sodat ons vandag kan lees. Nikita sit vanoggend hier. Ek het Nikita in die week gesien. Ek het my ijskoud geskrik oor haar gesien. Kyk, hier sit sy. 'n wonderwerk gedoen. God het haar gesond gemaak. Weet jy wat is wat God kan doen? God wil 'n wonderwerk in jou hart. Hy wil iets doen vanoggend vir jou. Maar hierdie met die eerste stap. Jy sê jy raak daarop. Ek vat dis my. Ek gaan jou nie in 'n boks sit nie. Maar moenie gesê, Here, ek soek hierdie wonderwerk, maar nog voordat jy, dan cancel jy die ding nie. Here, maar net as U wil. Jy moet eintlik vanoggend net sê, Here, ek vat, dit is my, ek gee jou nie. So as jy vanoggend hier sit, en jy het 'n wonderwerk, vertrou God. Ons gaan in die nagmaaltafel sit en jy gaan vanoggend kan nagmaal gebruik. En daai nagmaaltafel is vanoggend jou oorwinning. Hierdie broodjie en hierdie sap is vanoggend jou oorwinning wat jy vat. So as jy siek is, dan vat jy en dan sê Here, deur die bloed van Jesus is ek vanoggend genees.
Deur die bloed van Jesus is ek vanoggend vry en kan ek U kom dien met volheid. Daai been wat nie wil werk nie, hy gaan nou werk. Die heup wat uithak, hy gaan nie meer uithak nie. Wat dit ook al kan wees wat jy vanoggend moet doen. Here, ek vertrou dat U vanoggend vir my gaan gesondheid teruggee. Here, my verhouding is besig met mekaar uit te val. Ek vat vanoggend die bloed van Jesus, ek vat die bloed van Jesus en ek vat dit oor my verhouding en ek glo en vertrou dat God vanoggend my verhouding met my man, my vrou, my kinders, my deel moet restore, herstel, soos wat ek veronderstel is om te wees. Here, my finansies, ek praat nie daaroor nie. Dit is geen manier nie. Ja, Here, vanoggend gee ek my finansies. Ek pleit die bloed van Jesus oor my finansies. Ek pleit die bloed van Jesus oor dit en ek glo dat U die wonderwerk gaan gebeur en Here, dat U vir my wysheid sal gee om dinge beter te hanteer. Here, ek sit vanoggend met een of ander verwerpingsissue wat my lewe vir my ondraaglik maak. Ek is besig om te glo dat ek nie goed genoeg is nie. Maar Here, ek pleit die bloed van Jesus oor my, want ek weet dat ek goed genoeg is, want U het my gemaak, U het my perfek gemaak. So strooi met dit wat die mensdom sê, strooi met wat my man sê, strooi met wat die wêreld sê. Ek glo en vertrou dat ek 'n kind van God is. Ek glo en vertrou dat ek goed genoeg is. Here, ek weet nie meer nie. Ek is moeg om elke dag dieselfde fout te doen. Ek wil nie meer aan hierdie addiction, ek wil dit nie meer my lewe hê nie, ek wil vry wees daarvan. Dan kom jy vanoggend sê, ek pleit die bloed van Jesus oor my. En ek vat dat ek gaan los wees van hierdie addiction in my lewe en dat ek dit nie meer gaan gebruik nie, ek sal dit nie meer nodig hê nie. Ek is vry daarvan, want U het my vry. Hoeveel krag daar in Jesus is. Ons vergeet, ons het sing in the name of Jesus. Believe it in. Don't just sing it. Dis nie net woorde nie. Miracles, ons het van miracles gesing. Nou van die miracle vir jouself. Jy het nie my nodig om die miracle in jou lewe te kry nie, jy het net God nodig. So vanoggend gaan jy vir jouself bid en jy gaan vanoggend op jou eie woord staan en jy gaan op jou eie belofte staan wat God vir jou het en jy gaan sê, Here, ek glo en vertrou dat dit wat Pastor Petrus vanoggend gesê het, gaan myne wees. Ek is klaar met dit. Ek is klaar met die leuns van die wêreld. Glo jy vanoggend dat God vir jou 'n wonderwerk het? Glo Kanisari, glo ook. Glo dit. Daarachter glo jy dat God 'n wonderwerk vir jou het. Moenie net sê ja nie, glo dit. Elkeen van julle moet glo dat God 'n wonderwerk vir jou wil doen. Ek is hier voor eers, ek is moeg dat die vyand van allerlei nonsens in my kop het. Jy is nie goed genoeg nie, dit nie is dit nie, mooi nie is. Ek is alles wat God het my gemaak. God het 'n plan met my. God het 'n doel vir jou. Jy is hier vir 'n rede. Jy is hier want God wil nog jou gebruik. Moes ek nou nog gesing? Here, want as ek wakker word, dan beteken dit daar's nog so, weet jy wat? Jy's nog wakker, jou oogies is oop. Jy, partykeer half dood, maar ons is nog lewendig. Partykeer met kranke en skeete en weet jy wat as jy, maar God sê vir ons, ek glo, hou nie vas aan my. Hou op, dat die vyand vir jou lieg. Curly, hoeveel vandag sê op dat die vyand vir jou lieg? God het so groot plan met jou lewe. Moenie laat die vyand vir jou vertrouwen verstaan. Elke nuwe persoon wat vandag. Marlene, God het so 'n amazing plan vir jou lewe. Hy gaan vir jou bless. Hou net vas. Moenie moed opgee nie, moenie moed verloor nie. Hou vas, fight vir wat jy wil fight. Want God gaan dit vir jou gee. God can bring restoration if you believe it. Met God vanoggend kan ek 'n
en dis waarom met God so my kant. Die vyand het geen hou vir so my. Weet jy wat? Dit is die grootste probleem van ons as mens. Ons maak foute in die lewe en ons kan nie erken ons het 'n fout gemaak nie. En as jy 'n fout, as jy kan erken, weet jy wat? Baie keer is dit al wat nodig is om te sê, ek is maar net mens gewees. Ek het 'n fout gemaak. Here vergewe my. En miskien moet jy met iemand regmaak in jou lewe. Miskien moet jy vir iemand vergifnis vra. Miskien moet jy vir iemand sê, Here, vergewe my net vir wat gebeur het. Of vir die persoon vir Kosie, Janie, Sunny, ek weet, gaan sê net, ek is jammer. Ons is nie perfek nie. But every day is an opportunity to be a better person than the day before. En die beste manier is om baie keer te sê, ek is jammer. God wil vanoggend vir jou deur oopmaak. God wil vanoggend elke persoon wat vanoggend hier sit, is hier vir 'n rede. Ek glo God het vir elke een wat hier sit vanoggend 'n wonderwerk in store. Jy moet dit nie vat. Jy moet net werk, as jy kan die kerk regpak. Ek wil hê jy moet vanoggend by die tafel toe kom. En jy moet vanoggend jouself kom. Ek stap na die tafel toe en geloof dat jy vanoggend vir my 'n wonderwerk gaan instoor. Ek glo vanoggend dat jy iets wil doen in my lewe. Ek glo dat God, die God van die onmoontlik is. Ek glo. En as jy dit kan doen, dan klim jy die boot uit. Sometimes we need to get out of the boat. Sometimes we need to get out of the boat and believe. Kom kryf jy nou. Weet jy wat? Ons is veronderstel om daar te hou. Ek het jou gesê, jy kan nagmaak op jou hart. Because God is there. He's there. He's sitting here waiting for you. Come and hear His voice and listen to Him. Because God is the God of miracles. God wants to set you free. Because nobody can change your life like God can. As jy Jesus in jou lewe het, is dit die beste ding wat jy het. Jy het niks anders nodig. Vanoggend gaan ek jou geleentheid gee om na die tafel toe te kom. Kom vat vir jou met jou reg. Kom claim jou victory. Because God is in this place and He wants to give you your miracle this morning. Amen. Ook jy wil graag iets sê. Mense, ek is ook emosioneel. Vandag is die eerste keer, ek het vanmôre in die kerk gekom, my gehoor is swak. Petrus het begin sê, wonderwerke. Ek het staan op, die laaste paar, finansieel gaan het nie goed nie. Ek het vanmôre hier gesit dink, wat moet my wonderwerk wees? Moet dit geld wees? Ek het dit nodig, nie oorvloed nie. En ek het vir myself gesit en dink, wat is die nodigste ding wat ek het in my lewe? Is beter gehoor. Ek het vanmôre vir die eerste keer in die kerk wat ek hier gesit het, en ek het geglo, en ek het vir die Here gevra, help my. Mense, ek is 'n getuie. Dit is die eerste keer wat ek die kinders daar buite kon hoor vandag. Miracles still happen. Dit gebeur hier. En dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor dis wat ons glo, dis waarvoor ek staan van vandag af staan ek vir wonderwerk. Jy kan hier net kom en 'n wonderwerk ontkry. Nie oor wat ek is nie, omdat God in hierdie plek is.
omdat ek gaan toelaat om die atmosfeer te skep. Ek, Pastor Dave Wiehoek, ons sal die atmosfeer skep, sodat die Heilige Gees kan jou deur kom. En as hy vir oom Okkie vandag sy gehoor kan teruggee, wat wil ek kan nie vir jou doen. En ek weet ook Okkie sukkel, want ek het nou net tot eindelijk begin saggies praat, want ek weet, Letia het al gesê, dan sukkel om te hoor wat jy sê. So ek glo hy kon hoor vanoggend, want ek alles wat ek sê. So amazing, well done, kom ons gee die Here 'n lof. So nou die eerste keer om te hardloop van die wonderwerke is hier. So dankie Here, dankie vir Hemelse Vader, ons kom net vanoggend en ons wil vir dankie sê vir die wonderwerke wat besig is om te gebeur en klaar gebeur het, Jesus. Here, dankie dat ons 'n lewendige God het, Here, wat 'n God van die onmoontlike laat moontlik word, Jesus. Here, ons kom staan net op die woord, die beloftes, Here, dat U vir ons, Here, sal voorsien, dat U vir ons sal deurbraak, oorwinning gee. Here, ek bid vanoggend, Here, vir elke persoon wat 'n oorwinning nodig het, in die naam van Jesus, Here, en ek pleit die bloed van Jesus oor elke persoon, Here, en ek sê vir U dankie daarvoor. Here, dankie vir die getuies wat gaan kom, Here, dat U vir ons gaan instroom, Here, in naam van ons, Here, oor wat U gedoen het, Here Jesus. Ons eer en ons loof en ons prys U daarvoor. In Jesus naam. Amen.